Dankie Here vir u wonderlike liefde. Dankie dat ons saam kan bid vir ons broer, vir Jaco, en vra Here dat u vir hom in hierdie oomblikke sal styf vashou. Dat hy ongelooflike vrede sal ervaar, wat alleen van u afkom. Wetende Here dat u in beheer is van sy lewe. Dankie Here vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit, dat u ons ken, dat u ons ken by die naam. En Here, die begeerte van ons harte is dat elke persoon vanmôre u stem sal hoor. Ja Here, u het 'n lewende woord vir ons gegee. En Here, ons weet dat al die beloftes waar is, dat die woord nie sal leeg terugkeer nie. Dat die woord sal lewendig maak deur die Gees se krag. Daarom is die gebed van ons harte vanmôre, Here, dat u sal spreek, dat u harte sal verander, vernuwe. En dat ons u sal dien met alles in ons lewens. Amen. Jakobus 4 vers 13. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle wat nie eens eers weet wat môre gaan gebeur nie, hoe is julle lewe dan? Dit is maar miswolkie wat net vir 'n kort rukkies verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom 'n sonde. Net tot sover. Ek wil net begin om vir u te sê, dat daai vers 17, onthou in die ou Bybels, toe dit geskryf is, was daar nie hoofstukke en verse nie. Daai vers 17 pas ongelooflik ook mooi in by hoofstuk 5, waaroor ons weer volgende week sal gesels. Maar dit bring ook hierdie hoofstuk 14 en hoofstuk 15 bymekaar uit. Weet jy ongelooflik, ons lewe in 'n tyd waar mense ook in die kerk ongelooflik arrogant is. Hulle lewe asof hulle vir ewig sal bestaan. En ek weet natuurlik daar is mense wat allerhande goeders doen om te kan lewe en vir ewig te kan bestaan. En so het ons allerhande dinge en beplanninge vir 'n chip en al die tipe van goed, dat ek maar net vir ewig kan lewe. Dat ek maar net vir aanhou kan bly lewe. Nou ek wil vir jou een ding sê, ek wil nie vir aanhou bly lewe vir hier nie. Ek dink is die grootste hel om vir ewig hier te kan bly leef. Imagine dit. Imagine iemand gee vir jou dat jy vir ewig hier op aarde kan bly leef. Almal rondom jou raak oud, maar jy bly jonk en jy hou vir altyd hier bly lewe. Dis hel. Okay, so ek kan nie dink dat iemand dit kan dink nie. En as jy dink dit is wonderlik, kry vir jou. Goed. Maar mense vandag lewe met 'n arrogansie rondom alles. En baie keer as ons na Jakobus kyk, is dit juis die mense wat finansiëel goed af is, wat kan beplan. Die interessante baie keer van 'n arm persoon is, hy weet nie eers hoe hy môre gaan uitkom. Maar baie keer is die arrogansie by die ryke so, dat hy beplan. Hy beplan rondom wat hy alles gaan doen. Hy selfversekerd. Hy het sy balanse in die bank mooi dopgehou al. Hy het oral beleggings. As dit raal, is dit hierdie belegging. As dit reën, is dit hierdie belegging. As dit 'n donker wolk is, dit hierdie belegging. As die son te hard skyn, is dit hierdie belegging. En so is hy totaal verseker van, hy kan rustig wees. Want, nie God is in beheer nie, Santa is in beheer. So verseker is die mense van die dag waarin ons lewe. Dis ongelooflik as jy na hierdie gedeelte kyk, hierdie teksgedeelte, sê hy nie net wat hierdie mense, wat hulle gaan beplan en wat hulle gaan doen nie, hulle beplan die plek waar hulle sal gaan. Hulle beplan die tydperk wat hulle daar sal spandeer. Hulle beplan dat hulle besigheid sal doen. Hulle beplan dat hulle soontoe sal reis en hoe hulle sal reis. Hulle beplan dat hulle daar 'n wind sal maak. Kan jy sien? Dis 'n ongelooflike uiteensetting van 'n persoon wat sê, ek weet wat ek gaan doen, my toekoms is beplan, alles is uitgesit, ek weet hoe ek gaan leef. En wie wat jy ongelooflike?
Daar's tot mense wat vanuit hulle dood uit wil beplan oor wat hulle kinders eendag gaan doen. Spreuke 27 vers 1 sê, moenie spog oor die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal oplewer nie. En ek weet nie of jy saam met my stem nie, ek dink nie ons weet nie. Jy kyk in die afgelope tyd, jy kyk in die Midde-Ooste, en jy kyk wat nou aangaan met Iran en Israel wat mekaar bom. Kom ek sê vir jou, enige oomblik kan 'n wêreldoorlog uitbreek. En alles wat jy beplan het, en al die geldjies wat jy gesit het, kan dalk wees soos die mense in Duitsland, wat hulle pakke geld op 'n kruiwagen gesit het en gestoot het, net om 'n bietjie brood te gaan koop. Ag, is 'n lekker tyd, is dit? Dis 'n vreesaanjaende tyd, as jy alles beplan volgens hierdie wêreld, en as jy hoop in hierdie wêreld is. Soos daar 3 konings, wat gaan oorlog maak, in die Ou Testament. En die ongelooflike is wat met hierdie 3 konings plaasvind. Hulle beland in die woestyn, en nou gaan hulle van die dors doodgaan. En ek wil hê jy moet saam met my 'n bietjie na hierdie 3 konings kyk. 2 Konings 3. 2 Konings 3. Ou Testament, 2 Konings 3. Die koning van Israel is hier betrokke. Die koning van Juda is Josafat. Josafat, weet ons, is iemand wat met die Here pad gestap het. Joram is die seun van Agab, 'n goddelose koning. En dan gaan hulle saam, want hierdie man, Joram, sê toe vir Josafat hulle, maar hoorie, kom saam met my, die koning van Moab het teen my opgestaan, en ek wil hom gaan vernietig. En dan vers 9, die koning van Israel, die koning van Juda en die koning van Edom het vertrek. Maar nadat hulle 7 dae lank met die ompad getrek het, was daar nie meer water oor vir die leer of die diere by hulle nie. Nou luister baie mooi. Die koning van Israel, dis nou Joram, goddelose koning. Die koning van Israel sê toe, ag, die Here het hierdie 3 konings ontbied om hulle oor te gee in die hand van Moab. Nou gee ek vir jou 'n prys, as jy ergens in die vorige verse kan lees waar hulle gebid het en vir die Here gevra het of hulle na die oorlog toe moes gaan. Niemand. Om die waarheid te sê, Joram wat nie eens geglo het, hy het gedoen net wat hy wou gedoen het, afgode aanbid. Die seun van Agab, goddelose man, gelewe soos wat hy wil. En nou ewe skielik dat dit sleg gaan, wie se skuld is dit? Die Here se. Dis almal oulik. Ek sien dit so baie keer in die wêreld. Mense het niks met God en sy gebodheid te doen nie. Maar as dit sleg gaan, die Here se skuld. En dan sê Josafat vir hom, maar hoorie, so kom ons raadpleeg daarom net die Here. Kom ons vind net uit wat die Here sê. Hoe wil hy hê moet ons maak? En dan vers 13. Elisa het vir koning van Israel gesê, ek het met jou niks te doen nie. Gaan na die profete van jou pa en jou ma. Maar die koning van Israel sê vir hom, nee, want die Here het hierdie 3 konings ontbied om hulle oor te gee in die hand van Moab. Daarom antwoord Elisa, so waar is die Here, heerser oor alle magte leef, hy in wie se diens ek staan, as dit nie was dat ek Josafat, koning van Juda, in ag neem nie, sou ek nie eers na jou gekyk het of jou raak gesien het nie. Daar's 'n predikant vir jou. Ongelooflik dat hy dink by homself, dit is arrogansie. Arrogansie is ek beplan, en as enigiets verkeerd gaan, is dit God se skuld. Dis arrogansie. Paulus in sy lewe, kan jy sien hoe Paulus die hele tyd wil seker maak of dit die Here is. Hy sê byvoorbeeld in Handelinge 16 vers 6, hulle deur Frigië en landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Hier stop die Here. En wat kan Paulus sê? Paulus sê die Gees het ons gestop. Hulle wil na Rome reis. Paulus se hele gedagte is hy wil Rome toe reis. En wat gebeur met hom? Hy sou na Rome toe reis,
maar die pad wat hy na Rome toe gaan, sou tronk langs gaan. Kan jy dit dink? God in beheer van alles. God wat alles beplan. Psalm 37, vers 3. Vertrou op die Here en doen die goeie. Bewoon die land en bewaak oor betroubaarheid. Vind jou vreugde in die Here. Dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. En weer eens, moenie hierdie teksvers misbruik nie. Dis baie duidelik wat dit sê. Kyk nie weer na die teks. Vind jou vreugde in die Here. Wat sal dit wees as jou vreugde in die Here is? Jy sal soek wat die Here wil hê. En dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Wat is jou hart? Hey! Och, ek hou daarvan as mense so, ek haat dit. As mense so hierdie teksverse net totaal uit konteks uithaal. Dis nie tot konteks is duidelik. Vind jou vreugde in die Here. Is jou vreugde in die Here? As dit sê ja, dan gaan hy jou gee wat jou hart begeer, want jou hart is die vreugde van die Here. En dan sê hy, vers 5, vertrou jou lewenspad aan die Here toe, vertrou op hom, en hy sal optree. Ongelooflike mooi psalm. Spreuke 3, Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart, op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie reguit maak. Hy sal jou paaie reguit maak. Reguit na wie toe? Reguit na hom toe. Ongelooflik. En dan kom Jakobus en hy gaan verder, hy sê, wie wat wil julle nog doen? Julle moet onthou, julle weet nie eers hoe lank julle gaan leef nie. Nou is dit 'n eye-opener vir die meeste mense. Om een of ander rede dink ons weet presies hoe lank ons gaan lewe. En wie was die ding wat oor ons as in die Weste die meeste haat om oor te praat? Die dood. Dit is ongelooflik. As enigiemand by die tafel sit en ouma sit, en ouma is baie oud, en jy kan sien ouma gaan agteruit, ouma kan dalk enige oomblik sterwe, en iemand sê, "Hi ouma, weet jy ouma, dit kan dalk die laaste keer wees wat ons ouma sien." Sê die res, "Nee, jy sê nie dit nie. Jy sê nie sulke goeters nie." Maar is dit nie wat gaan gebeur dalk nie? Is die Here nie in beheer nie? En gaan ons almal nie sterwe nie? Om die waarheid te sê, ouma kan die laaste van ons almal wees wat sterwe. God is in beheer. Job 7 vers 9 vertel hy vir ons, 'n wolk raak tot niet, 'n wolk raak tot niet, en gaan weg. So is iemand wat na die doderyk afdaal, hy kom nie weer na bo nie. Job 8 vers 9, ons is immers van gister en ons weet niks nie. Ons is immers van gister en ons weet niks nie. Daarom is dit so vir my arrogant as mense begin vra rondom die skrif. Jy lewe maar net van gister, my liewe broer en suster. Jy weet eintlik maar niks nie. Hou jou mond. Die lewende God het die woord aangeteken en dit het nog staande gebly vir meer as 2000 jaar. En jy dink, 'n persoon wat van gister af leef, dat jy nou vir God sal kan leer. Staan agter in die ry. Ons is immers van gister en ons weet niks nie. Ja, ons lewensdae is net 'n skaduwee op aarde. Sien jy jou lewe so? My lewe is net 'n skaduwee. Hoe ouer ek word, hoe meer is daar net 3 dae. Gister, vandag en môre. Gister weet ek het plaasgevind, vandag is ek nie lekker oor seker nie en môre weet ek van niks nie. In 'n oogwink kan alles verander. In 'n oogwink kan die einde vir jou kom. Psalm 103 vers 15. 'n mens soos gras is sy lewensdae, soos gras. Soos 'n veldblom, so bloei hy. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Is nie ongelooflik nie. Dit vat net so 'n klompie jare, ken niemand meer vir jou nie. Das jy gone. Jy het jou pen gekry, jou goue pen by die werk vir 50 jaar se goeie diens, en hy lê daar eers in een van jou kinders se kaste. En almal het jou vergeet. En dis waarvoor jy geleef het. Dit waarvoor jy hard gewerk het en jou lewe opgeoffer. Dis waarvoor jy gesê het, hoor hierso, die belangrikste is my werk. Ek skeep my familie af van my werk. Ek gaan eendag 'n goue watch kry. Wonderlike goue horlosie kry. Dit gaan so fantasties wees, 50 jaar diens se goue horlosie. En die oomblik as hulle vir jou baba sê daar by die werk,
het hulle onmiddellik al klaar 'n ander kandidaat in jou plek. Hierdie lewe gaan verby. Hoe arrogant is jy as jy begin beroem oor wat jy môre gaan doen? Jy moet eerder sê, as die Here wil. En daaroor het ons as teoloog gewoonlik aan die einde van iets wat ons skrywe, teken ons en dan skryf ons DV, Deo volente. As God wil. As God wil, dan sal dit en dit en dit en dit in plaas vind. So aan die einde van my brief skryf ek DV, want ek weet nie eers, soos Paulus sê, of dit gaan plaasvind dat jy die brief gaan lees nie. Psalm 40 vers 9 sê, want U behaag, my God, wil ek graag doen. U wet is in my binneste. Wat U behaag, Here, wil ek doen. Met elke dag wat U vir my spaar in hierdie lewe, wil ek doen wat U behaag. Is dit jou gebed? Markus 3 vers 35, nadat sy familie aangekom het, en die mense kom na hom toe en sê vir hom, sê jou familie is daar buite. Sê Jesus vir hulle die volgende in Markus 3 vers 35, want elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Die wat die wil van God doen, dit is hulle. Matteus 7 vers 21 sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemel. Doen jy die wil van God in die hemel. Waar is sy wil? Die woord. Dis sy woord. Dis sy wil vir jou lewe. Doen jy dit? Want jy gaan eendag voor die Here staan en sê, Here, Here, ek het van U gehoor. Here, Here, ek het nou en dan met oor U gepraat. En die Here gaan sê, jy het nie gedoen wat ek vir jou gevra het nie. Paulus kan skryf in Handelinge 8 vers 21. Hy neem afskeid. En dan sê hy, ek sal as dit God se wil is, weer na julle toe kom. Hy het toe na Efese afgevaar. As dit die Here se wil is. Romeine 1 is weer eens dieselfde. Ons sien dit oor en oor deur die geskrifte, wat Paulus ook skrywe. Romeine 1 vers 10, en altyd in my gebede smeek, dat dit God nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word, as dit die wil van God is, om na julle toe te kom. As dit die wil van God is, om na julle toe te kom. Ek weet nie of dit sy wil is nie, maar as dit sy wil is, wil ek graag na julle toe kom. 1 Korintiërs 4 vers 19, maar as dit die Here wil, sal ek binnekort na julle kom, dan sal ek weer verwaande se krag leer ken, en nie net hulle gepraat nie, as dit die Here se wil is. As dit die Here se wil is. Elke liewe gedeelte van sy lewe is die Here se wil, die Here se wil, die Here se wil. As jy vir my sê, wie was 'n persoon wat arrogant was in die Bybel, wat 'n voorbeeld was van iemand wat net sy eie wil gesoek het, is dit sekerlik ou Saul. En ek wil vir jou 'n verhaal wys vanuit die Ou Testament uit van Saul, wat jy saam met my moet gou lees. In 1 Samuel 14. Samuel. In Samuel 14. Kom ek gee vir jou agtergrond wat in hierdie verhaal gebeur. Jonathan is saam met een van sy manne wat by hom is, sy wapendraer. Is hulle besig om daar rond te wees. Die lyk my die hele Israel op hierdie stadium sit daar rond in grotte en oral. Hulle is bang vir die Filistyne. En dan Jonathan sê maar hoorie so ons moet iets doen. Sê vir sy wapendraer, kom ons begin om iets te doen. En hulle gaan na die volgende toe en dan vers 4 wat hulle besluit in die middel van die pas waar Jonathan wou oorgaan na die garnisoen van Filistyne was daar 'n spits rotspunt en oorkant 'n spits rotspunt aan die diskant.
Die naam van die een rotspunt was Moses en die naam van die ander een was Sinai. En dan vers 6. Jonathan sê toe vir die jong man wat sy wapens dra, kom ons gaan oor na die garnisoen van hulle hierdie onbesnedenis, miskien help die Here ons, want daar is vir die Here geen beperking om deur baie of deur min te verlos nie. So wat sê Jonathan? Jonathan sê, wie wat, kom ons gaan oor na hierdie ouens toe. Kom ons gaan veg teen hulle. Hoeveel manne is by ons? Nie is net ek en jy. Is die wapendraer. Okay? Maar hy sê, wie wat? Die ongelooflike geloof wat Jonathan gehad het. Jonathan sê, wie wat? Die Here kan oorwinning gee oor baie of min. Hy het nie baie mense nodig nie. Is dit nie die verhaal van Gideon nie? Dat die Here na Gideon hulle daar aankom, 32,000 man, en die Here sê nie, hulle is bietjie te veel. En dan gaan hulle weg. En dan bly daar 10,000 oor. En dan sê die Here, hier is nog steeds te veel. Kom ons gaan water toe. En dan bly daar 300 oor. Ongelooflik. Nou, dis wat Jonathan sê. Jonathan sê mense, vir hierdie wapendraer van hom sê, hoor hierso, die Here het nie nodig om baie mense te hê nie. Die Here kan die oorwinning, kan hy gee. En dan vers 12. Nadat hy met sy man praat, sê hy vir hom, hoor hierso, ons gaan 'n teken van die Here afvra. As hulle vir ons sê ons moet boontoe kom, na hulle toe, dan weet ons is van die Here. As hulle sê ons moet daaronder bly, dan weet ons dis nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Vers 12. Die manne van die garnisoen skree toe vir Jonathan en sy wapendraer. Hulle het gesê, klim op na ons toe, sodat ons julle 'n les kan leer. Daarop sê Jonathan vir sy wapendraer, klim op agter my aan, want die Here gee hulle in die hand van Israel. Nou jy weet, hulle tweeetjies klim daar op, hande 4 voet. Jy moet daai verhaal gaan lees. Hulle is net 2. Hulle gaan 'n oorlog maak. Hulle is nie bang nie. God is by hulle. Okay, ongelooflike mooi verhaal. Dan vers 18 tot 19 van dieselfde gedeelte. Vers 18. Toe sê Saul vir Agija. Okay, nou wat gebeur is, kom ek gee julle net weer. Wat hulle nou agterkom is, hulle sit nou daar en ewe skielik sien hulle daar is 'n gegons in die Filistyne. Hulle sien daar is mense wat rondhardloop. En ewe skielik besef hulle, hoor hierso, iemand is besig om daar mense af te maai. En hulle sê onmiddellik, maar hoor hierso, wie is weg? En so sê hulle Jonathan en sy wapendraer is weg. En dan volg hierdie verhaal. Vers 18. Toe sê Saul vir Agija, bring die ark van God nader. Die ark van God was immers in die tyd by die Israeliete. Terwyl Saul nog met die priester praat, raak die opskudding wat in die kamp van die Filistyne heers al hoe erger. Jy sien, daai Jonathan en sy manne is besig om net af te maai. Die manne val so. Okay, so hulle sien dit wat besig is om te gebeur. En kyk, onder die Filistyner was daar 'n volslaa verwarring. Elkeen sy swaard was teen sy makker gerig. Nou maak hulle mekaar al dood. Vers 21. En die Hebreërs wat vroeër by die Filistyne aangesluit het, was van oral oor saam met hulle in die leer opgetrek het. Selfs hulle was gereed om aan te sluit by die Israeliete wat saam met Saul en Jonathan was. Al die manne van Israel wat in die heuwelland van Efraim weggekruip het, het gehoor dat die Filistyne vlug en ook hulle het die geveg aan die hakejag deelgeneem. Die Here het Israel daardie dag verlos. En sien jy wat gebeur, maar kom ons gaan net gou weer terug. Vers 19. Kyk weer vers 19. Terwyl Saul nog met die priester praat, so hy sê bring die ark nader, né? Vers 18 het ek sê bring die ark nader. Vers 19. Terwyl God nog met die priester praat, raak die opskudding wat in die kamp van die Filistyne heers al hoe erger. Saul sê toe vir die priester, hou jou hand terug. So wat gebeur hier? As jy mooi die Afrikaans wil verstaan, wat gebeur hier? Hier kom Saul en hy sê hoor jy kry die ark. Ons het nodig om te bid. Ons het nodig om die Here se seën hier op te kry. En toe sien hy, maar hoor jy, hier is chaos. Hierdie ouens gee Filistyne pak slaag. Toe sê hy, hoor jy, los die ark. Hier gaan ons. Eers bid ons hieroor, maar as jy sien die aandelemark klim nou te vinnig om daaroor te bid, dan klim jy gou sommer in. Dis wat hulle doen. So dit gaan glad nie oor God nie. Hy wil net godsdienstig wees. En dit sien jy die hele tyd met Saul. Saul hou daarvan om 'n godsdienst te bedryf. Hy hou daarvan om te bid. Bid oor 'n saak. Maar as hy sien die dinge gaan aan net te vinnig vir 'n gebed, dan sê hy, kom ons los die bid nou eers. Kom ons gaan nou eers. So tragies. Dat baie so Saul ook is. Hy weet, hy mag nie offers bring. Maar dan sien hy al sy manne verlaat hom. Op 'n ander stadium. En hulle trek weg van hom af. En dan, as die manne wegtrek, dan sê ou Saul, hoor hierso,
Ons moet net die Here se goedkeuring daarmee kry. Ons het nodig om in die oorlog in te kan. Asseblief kos maak net 'n offer en dan sê Saul, maar hoorie, ek sal die offer bring. Alles arrogansie, niks uit te waai met die woord van die Here nie, niks uit te waai met wat die Here wil hê nie. En dan gaan die verhaal nog verder. Kyk na vers 28. Saul maak nou 'n eet. Hy maak 'n eet met die manne. Hy's lekker de mekaar, Saul. Hy maak nou 'n eet. In vers 24 maak hy die eet. En dan gaan ons sien vers 28 gebeur. Hy sê die manne van Israel was daardie dag onderdruk, vers 24. Want Saul het die manskappe 'n eed opgelê deur te sê, vervloek is die man wat iets eet voor vanaand en voordat ek my op my vyande gewreek het. Hierdie hele ding het gaan oor Jonatan, hulle wat vir die Here vertrou het. Hier is Saul besig met sy eie planne en wat doen hy nou? Hy sê niemand moet eet nie. Hy kondig sommer sy eie vas aan. Hier in die middel van al hierdie chaos. Sê hy, hoor hierso, niemand moet verder eet nie. En dan sien ons Jonatan vat 'n bietjie van die heuning toe hy in die bos kom en hy eet daarvan. Dan vers 27. Jonatan het egter nie gehoor toe sy vader manskappe 'n eed opgelê het nie. Hy het die punt van die staf wat in sy hand was uitgesteek, dit in die heuningkoek gedoop en dit met sy hand na sy mond gebring. Sy oë het daarvan opgehelder. Een van die manskappe reageer toe en sê, jou pa het die manskappe streng onder eed geplaas, deur te sê, vervloek is die man wat vandag iets eet. Dit is waarom die manskappe moeg geword het. Daarop sê Jonatan, my pa dompel die land in ellende. Kyk tog, my oë het opgehelder omdat ek aan hierdie bietjie heuning geproe het. Wat het Jonatan besef? Wie het gesorg dat daai heuning is? God. God het gesorg. Maar hierdie man, al wat hy wil doen is, hy wil godsdiens beoefen. Hy is besig met 'n godsdiens. Hy is nie besig met 'n wandeling saam met die Here soos Jonatan nie. Jonatan het 'n wandeling saam met die Here. Die Here kan die onmoontlike doen. En as hy dit nie doen nie, hy is in beheer. En hier gaan ek saam met die Here. En vragties hier in die bos, hier die Here vir my heuning gee. Prys die Here, kom ek eet heuning. En sy pa soek 'n godsdiens. Kan jy sien die verskil? Sien jy die verskil? Tussen wat dit beteken om 'n godsdiens te doen? Godsdiens laat jou altyd in ellende beland. Altyd. Want is altyd 'n ding van, ek sleep God maar hierin so vinnig. Kom ons bid dan daar net daaroor. Ek het my eie plan, maar kom ons kry daarom net so 'n stamp van die Here. Dat ek ten minste kan sê op jou en as dit nie werk nie, ek het daaroor gebid en dit het nie gewerk nie. En dan wat gebeur is, as gevolg daarvan, dat die mense nie die heuning kon eet nie, is hierdie manne so honger, dat nadat hulle klaar die oorlog gemaak het, doen hulle in stryd met wat God gesê het. God het gesê, jy mag nie vleis eet met die bloed daarin nie. Hierdie manne is so honger. Jy moet dit gaan lees. Kom ons kyk gou net gou daarna, voordat ons verder gaan. Vers 32. Vers 32. Die manskappe, het vorige vers sê, die manskappe was baie moeg en het op die buit toegesak. Hulle het klein vee, beeste en kalvers geneem en dit op die grond geslag. Hulle het dit met bloed en al geëet. Nou doop Saul met sy godsdiens die hele volk in sonde. En ek wil vir jou sê, as jy 'n pa is wat nie vir die Here lewe nie en 'n ma is wat nie vir die Here lewe nie, dis wat gaan gebeur. Jou kinders gaan later aan afgode godsdiens beoefen omdat jy so geleef het soos wat jy geleef het. Die gevolg van hierdie familie is ongelooflik. Die hele volk stort in duie. Hulle is besig met sonde, omdat een man gedink het, sy godsdiensbeoefening is wonderlik. Beplan oor alles. Kry vir God net by. Kruis tog net om by eers. 'n Kind van die Here is iemand wat sê, maak nie saak wat gebeur nie, ek weet God is in beheer. Daarom kan Dawid, as hy bid vir sy seun en hy kan sê, Here, genees my seun, hy bid en hy bid en hy bid. En dan as die manne kom en hulle sê, Dawid is in 'n toestand, die kind is dood, wat gaan Dawid nou doen? Dan is Dawid, as hy die boodskap hoor, my kind is dood, staan hy op en hy gaan trek hom aan en hy gaan eet. Want God is in beheer. As jou God in beheer van die dag van jou dood is, dan is jy nie iemand wat in sak en as sit en sê,
Is iemand wat sê God het gegee. God het geneem. Eer aan God want hy is in beheer van alles. Hanna kan bid in die tempel. En dan as die priester vir haar sê, mag dit wees soos wat jy gebid het. Is Hanna nadat sy klaar gebid het, sy het gehuil voor die Here, kan sy uitstap en sy kan aangaan met haar lewe. Hoekom? Want God het gehoor. God is in beheer. Is daar verkeerd om te beplan? Miskien sit hier party van julle en sê vir my, okay Johan, is dit verkeerd om te beplan? Kan ons teksverse oor dit ook? Kom ek lees 'n paar vir julle. In Prediker 11 vers 4 staan die volgende. Wie die wind dophou, sal nie saai nie. Dis baie oulik, is dit nie? Wie die wind dophou, sal nie saai nie. So as jy 'n boer is wat sê, Here, jy moet eers vir my die reën gee, voordat ek gaan saai. Is jy 'n patat? Nee. Sien dit werk nie? Gaan en plant. Plant. En as jy hierdie jaar 'n oes moet kry, God sal dit vir jou gee. En as jy nie 'n oes moet kry nie, God is in beheer. Kan jy sien hoe val die gewigte af? God is in beheer. God is in beheer. Wie die wind ophou, sal nie saai nie. En wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. Dieselfde probleem. Nou moet ek oes. Kyk na die wolke. Jos, dit lyk of dit gaan reën, ons kan nie vandag oes nie. Nee, die Here sê, gaan aan! Gaan aan! Vers 5. Soos wat jy nie weet watter weg die Gees volg in die gebeente binne die buik van 'n swanger vrou nie, net so ken jy die werk van God wat alles doen nie. Nie mooi nie. Ken jy hierdie teks? Kan ek vir jou weer lees? Soos wat jy nie weet watter weg die Gees volg in die gebeente binne die buik nie. Daar binne kan die maas en maagie. Jy weet nie wat die Gees besig is om daar te doen nie. Van 'n swanger vrou nie. Net so ken jy nie die werk van God wat alles doen nie. Die tekste is ryk, hè? Kyk nou hierdie gedeeltes, jy sê vir jouself, wow! Het jy enige beheer? Ek hou daarvan. 'n Ma wat daar sit en hier is hy besig om swanger en is besig om te groei en sy dink, wat gaan die banaan? Ek hoop net hulle het onthou om asseblief tog net die bloed vandag deur te stuur. En die kos. En groei hy dan. God sê, ek doen alles. Ek doen alles. Ek is besig daarmee. Ontspan. Ek is besig daarmee. En dan vers 6. Saai in die môre jou saad. En laat in die aand jou hand nie rus nie. Want jy weet nie watter een gaan slaag nie. Hierdie of daardie of beide goed sal wees nie. Jy het nie 'n idee nie. Doen wat die Here vir jou gee en los dit by hom. Ek wonder of jy hierdie teks ken. Het Jesus Christus ooit beplan? Ek wil vir jou gedeelte lees. Markus 3. Maak gou vir my oop. Markus 3. Ek wil net voor ons hierdie gedeelte, wil ek net weer hê. Jy moet mooi na dit dink. Het Jesus geweet presies waar en hoe hy sou sterwe? Ja, hy het presies dit geweet. Wat doen hy op 'n stadium? Hy dra na Jerusalem toe en hy's op pad na die kruis toe. Hy's op pad, hy weet waarheen hy sal gaan. Kyk nou na hierdie gedeelte. Markus 3 vers 9. Hy, dis Jesus, het toe vir sy disippels opdrag gegee om vir hom 'n skei gereed te hou, om te voorkom dat die skare hom vertrap. Hoor jy wat daar staan? Wat doen Jesus? Hy weet presies hoe hy gaan sterwe, maar hy leer ons, wat doen jy? Kry maar vir jou 'n boot. Kry maar vir jou boot, dat iemand jou nie vertrap nie, al het hy geweet, presies hoe hy gaan sterwe. Ek weet nie hoe ek gaan sterwe nie, maar ek weet een ding. Wil die Here ek moet beplan? Ja, hy wil hê ek moet beplan. Maar wat moet ek altyd onthou? God is in beheer van alles. Hou jy van daai teksvers? Sit dit in jou huiskas. OK, wonderlik. Nou wat moet ons onthou? Ons onthou dat in hierdie wêreld sê die Here, gaan ons siek raak. Gaan ons siek raak? Ja, ons gaan siek raak. Daar was 'n paar manne siek gewees in die Bybel. Epafroditus. Het hy
was baie siek geweest. Hy het hom op 'n stadium het hy hom teruggestuur na die mense toe want hy was amper dood geweest, skryf Paulus oor hom. Timoteus, gebruik 'n bietjie wyn vir die ongesteldheid van jou maag. Paulus self, doring in sy vlees. Hy sê kyk net die groot letters, Paulus was besig om 10 teen blind te raak. Paulus in sy eie lewe. Trofimus, hy laat vir Trofimus siek agter. Hy sê Trofimus het ek siek agtergelaat in 2 Timoteus. Hoe arrogant is jy om te dink jy gaan vir ewig lewe en jy gaan nie siek raak nie. Jy kan die beste dieet volg en is goed om dit te doen, maar dit beteken nie jy gaan nie siek raak. God is in beheer. God is in beheer. Ja, as jy verkeerd eet, oh man, jy gaan lekker siek bly. En jy gaan aanhou siek bly. Maar om te besef dat self maak nie saak wat ek doen nie en hoe ek besig is om te oefen en wat ek ook al eet nie, die Here kan toelaat dat ek siek raak in my lewe. Hy maak siek en hy maak gesond. God is in beheer van alles. As jy nie hy teksvers ken nie, dis in Deuteronomium 32 vers 39. Jy kan dit gerus gaan lees. So, ek kan siek raak. Is dit goed om 'n medies te hê? Baie goed om 'n medies te hê. Sê maar kan nie 'n medies bekostig nie, dan is dit baie goed om nie 'n medies te hê. Is dit nie so? Want God is in beheer. As ek 'n medies het, God is in beheer. As ek nie 'n medies het nie, God is in beheer. Wat daarvan as ek nie my 10de gee nie, dan kan ek dalk my medies bekostig. Dan moet jy nie jou medies hê. Los jou medies, gee jou 10de. Wat van versekering? Wat sê die Bybel oor versekering? Die Here sê die diewe gaan inbreek, mot en roes gaan verniel. Dis nie amazing nie, prakties. Kan jy dit glo? Dat die diewe gaan inbreek by jou? Wie van julle het al diewe gehad wat ingebreek het en jou goed gesteel het? Party van julle lewe in snaakse plekke, okay. Baie van my goed al gesteel. Prys die Here, want ek moes minder maak. Goed, so dis wonderlik. Die Here is in beheer van alles, maar hy sê, hierdie wêreld waarin jy lewe, mot en roes gaan verniel. Is dit nie waar hier in die Weskus nie? Fantasties. Ek sien dit elke dag in my lewe. Mot en roes verniel. Die Here sê dit sal plaasvind. So is dit goed om versekering te hê. Dat mense miskien kan inbreek en jy kry 'n geldjie terug. Is dit goed om versekering te hê? Fantasties. Is dit goed om nie versekering te hê? Net so goed. So wat doen jy op die ou ende? Jy doen met dit wat die Here jou gee en die geld wat hy tot jou beskikking nie gee en jy sê Here, ek bid hieroor dat U vir my help om wyse besluite te neem en binne dit gaan jy. En wat doen jy? Jy oordeel nie iemand anderste wat nie by dieselfde besluit as jy gekom het. Waaroor ons laasweek gepraat. Maar pas op daarvoor dat jy sê ek gaan nie versekering uitneem. Want ek weet die Here is in beheer. Reg. En dan met dieselfde mond wat jy dit sê, betaal jy nie jou 10de nie. Maar God is in beheer. Ek wil vir jou sê, ek bid jy word rot en kaal besteel. Nee, dis geen joy nie. Want jy moet by die Here uitkom dat jy besef in jou lewe, wie wat Here, ek het nodig om te besef, alles behoort aan U. Niks is myne. Niks behoort aan my. Alles is U sinne. U kan neem vandag of jy kan gee. Maar ek kan in my lewe kan ek rustig wees en ek moet ophou in my lewe om arrogant te wees, want dit is wat die Bybel ons leer. Hou op om arrogant te wees. Hou op om jou beplanning so arrogant te wees dat jy dink jy dis jy, dat jy die een is wat hierdie goed gedoen het, dat jy dit vermag het, dat jy al die geld bymekaar gemaak het, dat dit jy is. In een oomblik kan ek alles van jou al wegvat. Sal jy my nog prys? Sal jy my nog prys? Maak nie saak wat nie. Ag, julle ken die verhaal, maar ek dink is goed om dit weer te lees. Lukas 12. Lukas 12. Lukas 12 vers 16. Daarna het hy vir hulle die volgende gelykenis vertel. 'n Sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Is daar fout daarmee dat dit 'n goeie oes opgelewer het? Nee, dit is nie. Hy het homself toe afgevra, wat moet ek doen? Is daar 'n probleem dat hy vra wat moet hy doen? Glad nie. Want ek het die plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy,
dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groot skure bou. Is daar 'n probleem dat hy dit gedoen het? Nee, daar is nie. Nee, daar is nie. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, jy hoor die toonhoogte wat ewe skielik besig is om te verander. En hier kom dit nou. Alright, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare. Ontspan, eet, drink en wees vrolik. Daar's die probleem. Daar's die probleem. Alles in my lewe was dit ek. Hy sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare nie. God het voorsien nie. Nee, die mens. Jy het baie goed opgegaar. Nou sê hy vir homself ontspan. So 'n ander woord vir ontspan is tree af. Moenie niks verder doen. Sukkel om stadig asem te haal is omtrent al wat jy nou op hierdie stadium doen. Jy eet en jy drink en jy wees vrolik. En dan vers 20. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal ek jou lewe opgeëis word. En wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? So gaan dit met iemand wat vir homself skatte bymekaar maak en nie ryk is by God nie. Hoe tragies dat jy nie ryk is by God nie. Plaas daarvan dat jy jou skure groot gemaak het, al die goed opgehaal het, dis alright. Maar wat het jy met daai goed gedoen? Wat het jy met dit gedoen? Wat het jy daarna gedoen? Het jy gelewe vir my? Want nou gaan ons kom met die volgende gedeelte, hoofstuk 5. Hoofstuk 5 sê, hoor, hier sal die armes en die rykes. Hoe voorsien jy verander? Is jou oë oop? En dan sê die Bybel vir ons, en hy sluit af met vers 17, wat hy sê, 'n persoon wat weet wat God se wil is, en dit nie doen nie, is 'n sonde. Weet jy wat God se wil? Weet jy wat God se wil? As jy in jou lewe besluite neem, en jy doen in stryd met God se wil vir jou lewe, as jy besig met sonde in jou lewe. Daar's sekere opdragte wat hy vir jou gee. Een van die opdragte wat hy vir jou gee is, jy moet jou 10de gee. As jy dit nie doen nie, is jy besig met sonde. En jy kan probeer met my stryd tot jy blou in die gesig is, jy gaan eendag voor die Here staan. Want jy sê, alles behoort aan die Here. En dan sê die Here, gee my maar net 'n 10de, dan sê jy, nee Here. Net nie dit. Alles behoort aan U. Okay, gee my net 'n 10de. Nee. Alles behoort aan U. Nee, gee my 'n 10de. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, gee my 'n 10de. Gee my 'n 10de, dit behoort aan my. Die res van jou geld, doen net wat jy wil daarmee. Doen dit tot my eer. Verheerlik my naam daarmee. Hoe ongelooflik dat mense nie in hulle lewens God se wil soek nie. Bid jy elke dag van jou lewe en sê, Here, ek gaan werk toe, maar ek wil so graag hê U wil moet geskied in hierdie werksplek. Dat U naam verheerlik sal word waar ek gaan. Here, ek moet 'n belegging nou op hierdie stadium doen. Here, ek wil nie net enige belegging doen nie. Ek gee nie eintlik eens om of ek baie geld maak nie. Maar Here, ek weet, dit is om regte op te tree met die geld. En dan kom iemand en ek sien hier's iemand wat swaar kry en sê, ag, los die belegging. Hier's iemand wat swaar kry. Wat is God se wil? Kan jy sien die verskil? Hoe ons lewe met dit wat hy ons gegee het? Lukas 12 is 'n waarskuwing, vers 47. Daardie slaaf wat weet wat sy eienaar wil hê en nie gereed is om gedoen het wat sy eienaar van hom verwag nie, sal 'n swaar straf gestraf word. Elke persoon wat elke Sondag in die kerk sit, jy gaan die ergste gestraf word as jy nie jou lewe vir die Here gee nie, want jy weet wat reg is. Jy weet wat die Here van jou vra. As jy nie die kerk gesit het, weet jy wat die Here van jou vra. Jy weet jy moet jou lewe toewy aan hom. Jy weet jy moet vir hom lewe. En enige gaan die Here voor jou staan en hy gaan vir jou sê, jy het alles gehoor in die kerk. Ek het dit vir jou vertel. Die wat nie gedoen het wat sy eienaar verwag het nie, het 'n swaar straf word. Maar die een wat dit nie weet nie en die dinge gedoen het wat straf verdien, sal net lig gestraf word. Sekere mense sal in die hel erger brand as ander in die hel. Want daar sal 'n straf wees volgens wat jy gehoor het. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En aan wie baie toevertrou is, van hom sal meer gevra word. As ek dink oor hierdie, wat is God se wil vir my lewe? Aan wie dink ek? Jona. Jona weet wat God se wil is. Jona weet, die Here wil hê hy moet na Ninive toe gaan. Maar Ninive se mense
hou hy niks van nie. Dis 'n ander bevolkingsgroep as hy. Hy hou nie van hulle nie. Dis 'n bevolkingsgroep wat sy eie mense doodgemaak het. Hy haat hulle. En nou sê die Here, hy moet vir hulle gaan preek. Hy moet hulle gaan oorlog maak, ja. Maar wat 'n gepreker hy is. Ek wil nie julle moet gered word nie, Here. Hulle almal moet in die hel brand. En baie mense lewe nog steeds so vandag by jou werk. Jy het nie 'n saak met daai liewe kollega van jou, mense wat rondom jou is, wat sonder Jesus Christus gaan sterwe nie. Jy het nie 'n saak met hulle nie. Net solank ek gered gaan word. Dis Jona. En ons sien vir Jona wegvlug. En op die einde beland hy in 'n vis. Die Here sê ek sal jou vat. Nie met 'n boot nie, met 'n vis na die plek. Wat 'n arrogante man. Wat dink in sy lewe kan hy wegvlug vir die lewende God wat hemel en aarde gemaak het en alles daarin. Jy dink jy kan wegvlug van hom af. Kom ek sê vir jou vanmôre, ek dank die Here vir die tuin van Getsemane. Toe die tweede Jona gesê het nie my wil nie, maar U wil geskied. En 3 dae en 3 nagte, soos Jona, is hy in die graf ter wille van my. Daarom sê ek in my lewe vandag, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. Amen. Ons buig ons hoofde. Here, ons ken onsself. Ons gaan voor hierdie gedeelte staan en onsself bluf, maar ons weet, die arrogansie lewe elke dag hier binne in my. Here, ons dink ons gaan vir ewig bestaan. En selfs al sê ons ja, ons gaan sterwe, leef ons asof ons vir ewig sal leef. Here, U kan ons kom haal. Ons staan enige oomblik voor die troon. Is ons gereed? Het ons sonde bely? Het ons sonde laat staan? Het ons vergifnis gevra vir die wat rondom ons is, wat ons seer gemaak het? Here, ons is besig om op te gaar vir onsself. Ons maak vir onsself bymekaar. U het vir ons geld gegee. U gee vir ons dinge en sê, bestuur dit tot my eer. O Here, dat ons dit mag doen. Dat ons nie so Saul sal wees wat net 'n godsdienstbeoefening, om God te vra is maar net deel van 'n godsdienstbeoefening wat ons doen. Dat ons lewens gekenmerk sal wees met 'n lewe wat sê, Here, DV, Dio volente, Here as U wil. Ons bid dit in die nag. Amen.